Die rook as gevolg van die vuur, jy weet dat die catapults wat hulle gehad het, wat hulle die vuurballe gegooi het hulle Jerusalem aangeval, hulle het Jerusalem uitgebrand. Mense, hierdie goed is geskiedenis aangeteken. Jy kan dit gaan opslaan, kan lees Flavius Josephus se boek, dan lees jy presies wat het gebeur in daai Joodse oorlog. En as gevolg van die feit dat Jerusalem gegooi is met hierdie catapults, daai gebombardeer is, maar daai het hulle Jerusalem uitgebrand. Die rookwolk het so dig oor Jerusalem gehang, dat hulle nie die son kon sien nie. Die son het gelyk soos 'n rooi maan. Waar het jy die goed al gehoor? Is dit nie hierdie vreesaanjaende eindtyd predikers wat vir jou hierdie goed preek nie? Die tempel het hulle afgebreek en daai vuur het die goud in die tempel so verbrand, so gesmelt, dat die goud, wat alles wat met goud beslaan was in die tempel, het die goud gesmelt en in die straatvoortjies en die klipvoortjies afgeloop. En onthou julle, Jesus het 'n voorspelling gemaak dat nie een klip op die ander gelaat sal word van hierdie tempel nie. Breek hom in 3 dae af en ek sal hom ophou. Onthou julle die skrif, gaan lees dit is daar. Hulle het dit fisies gedoen, dit het gebeur. Hulle het die tempel fisies met hulle hande afgebreek om wat te doen? Om by die goud uit te kom wat in die voortjies afgeloop het. Dit is tyd dat ons die skrif lees. Maar hoekom het dit gebeur? As gevolg van as gevolg van die Israeliete se ongehoorsaamheid. Dis hoekom dit gebeur het. Kyk wat sê Matteus 21 vers 42. Hy sê, en Jesus sê vir hulle, het julle nooit die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het die hoeksteen geword. Wie was die bouers? Kom aan, praat met my. Wie was die bouers? Israel. Die geroepe. In Exodus 19 kom God en hy sê vir hulle, julle is 'n uitverkore volk, 'n heilige priesterdom. Ons lees dit in 2 Petrus ook, nou kom Petrus, en nou praat hy dit van die Christene. Word nie meer op Israel fisies van toepassing nie.